as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. 'Cause you are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. From everlasting to everlasting, God, you are everlasting. Goeiemôre Go-Get Kids, welkom terug in my Betty Bakker se kombuis. Dit is so lekker om julle almal vandag weer hier te sien. Nou, ons het hierdie laaste baie geleer vir julle van wat in die Bybel staan. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk wat ons tot nou toe geleer het en van my vriende gaan ons daarmee help. God het die perfekte wêreld gemaak. Maar mens het dit kom opmors. Maar gelukkig het God 'n plan gemaak om die mense van hierdie wêreld te red. God het sy seun Jesus gestuur om almal te red, sodat ons eendag weer saam met hom kan wees. Om ons te red, het Jesus nodig gehad om die dood te wen. En hy het dit gedoen deur op Paasfees vir ons aan die kruis vir ons sondes te sterf.
Maar op die 3de dag het Jesus weer uit die dood uit opgestaan. En so rukkie later het hy opgevaar hemel toe, om vir ons 'n plek daar voor te berei. En nou sit Jesus aan die regterhand van God. Wag. Ons vergeet iets belangriks. Wat vergeet ons? Net voor Jesus opgevaar het hemel toe, het hy vir die disippels gesê om te gaan wag vir 'n geskenk. Die een wat hulle gaan help om vir mense van hom te vertel. O, ja, jy's reg. Wat is die geskenk nou weer? Die geskenk is die Heilige Gees. En die disippels het gewag. En gewag, selfs toe daar 'n partytjie buite aan die gang was. O ja, hierdie partytjie was Pinksterfees genoem en mense van reg oor die wêreld het na hierdie partytjie toe gekom. Maar die disippels het nie uitgegaan na hierdie partytjie toe nie, want hulle het gewag vir die geskenk wat Jesus vir hulle beloof het. Ewe skielik was daar in die vertrek waar die disippels gewag het, 'n harde geluid en 'n baie sterk wind wat begin waai het. Die geluid was so hard dat die mense van buite af kom kyk het wat aangaan. Terwyl al hierdie dinge gebeur het, het daar ook vlamme uit die hemel neergekom wat bo die mense se koppe gesit het. Wat? Het die mense nie gebrand nie? Grond. Jy moet grond gebruik om vuur dood te maak. Nee. Dit was nie daai tipe vuur nie, want die vuur wat op die mense se koppe gerus het, het hulle nie gebrand nie. Sjoe, dis 'n verligting. Die mense het ook in ander tale gepraat, en dit was nie tale of klanke wat hulle geken het nie. Maar die mense wat daar buite gestaan het en geluister het, hulle het hulle verstaan. Wow, so dit was 'n wonderwerk. Die mense was seker verbaas. Ja, hulle was. Maar omdat hulle nie verstaan het dat daar nou net 'n wonderwerk gebeur het nie, het party van die mense probeer om vir die mense te spot en selfs te sê dat die mense dronk was. Dis nie mooi van hulle nie. Wat het hulle daaromtrent gedoen? Een van die disippels, 'n oom met die naam van Petrus, het opgestaan en hy het baie hard begin praat sodat almal hom kon gehoor het. Hy het vir hulle vertel van wat God se groot plan is en dit is dat mense gered moet word en dat hulle nie eendag hel toe moet gaan nie, maar hy het hulle ook herinner aan Jesus en wat Jesus vir hulle gedoen het. Dat Jesus aan die kruis gesterf het en die straf gevat het wat eintlik vir hulle bedoel was vir al die lelike en stoute goed wat hulle en ons nou ooit gedoen het. Wat het toe gebeur? Wel, die mense het geluister en op daardie dag het baie van hulle besluit om hulle harte vir Jesus te gee. Jy is heeltemal reg, want daardie dag het 3000 mense kinders van God geword. En dit sou nie gebeur het as dit nie was vir hierdie geskenk van die Heilige Gees wat God aan hulle gegee het nie. Want hierdie geskenk van die Heilige Gees het vir Petrus die krag gegee om voor al hierdie mense op te staan en ook vir hom die regte woorde gegee sodat toe hy hulle van Jesus vertel het dat hulle die goeie nuus kon verstaan het. En weet jy wat het nog gebeur? Petrus het ook vir daardie mense gesê dat God die geskenk van die Heilige Gees nie net vir die disippels sou gee wat in die kamer gewag het nie, maar vir elke gelowige wat hulle hart vir hom gee. So wil God alle mense toerus met die krag van die Heilige Gees om vir almal van Jesus te vertel. Wow, dis cool. Ek wens ek kan ook so 'n geskenk kry. Jy kan, want Petrus het ook nog gesê dat die geskenk van die Heilige Gees nie net was vir die disippels in die kamer of daardie mense daardie dag nie, maar vir elke gelowige wat in God glo. Ek het behoort aan God. Ek het gebid en gevra vir hom om in my lewe in te kom. Dit is sulke goeie nuus. Ek is so bly vandag want nou verstaan nie net jy oor wat Pinkster gaan nie, maar al die kinders wat vandag saam geluister het, verstaan nou oor wat Pinkster gaan. Dit gaan oor die geskenk van die Heilige Gees wat God aan almal wat in hom glo wil gee, sodat ons wat in hom glo, die wat nog nie in hom glo nie, kan gaan vertel van Jesus, van wat hy vir hulle gedoen het en dat God hulle ook wil gebruik.